kom ons noem dit maar 'n jeugklub, wat hy nou al jare bedryf en julle het omtrent 100 kinders daar, né? Ja. Ja, so, ons sien baie uit na jou boodskap, Here. Jaco, ons glo die Here sal dit seën. Baie dankie oom. Môre. Dis verskriklik lekker. Is 'n groot voorreg om weer na, ek dink is 2 jaar weer hier te wees. Nou ek dink kom ons bid net saam en ons vra die Here se seën oor dit wat vandag hier gebeur. Here in Jeremia 33 vers 3 sê in die Engelse Bybel, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things. Here, ons is hier want baie van ons het die behoefte om net u grootheid vandag te sien. U grootheid te beleef en te weet, Here, u hoor vir my. Here, u hoor nie net my nie, u sien my hart, want Here in Jeremia 32 staan dan nie eens ek ken my hart soos u my hart ken nie. So Jesus, dankie dat ons u naam kan aanroep en kan sê ons het u nodig, Heilige Gees, om vandag 'n verskil en lewe in ons harte in te kom blaas met u Gees. Here, maak hierdie woord wat ons vandag gaan lees lewend en kragtig, dat ons dit kan verstaan, want Here, ons is maar net mense. Maar Here, as die Gees binne in ons werk, Here, dan beleef ons wonderwerke, dan beleef ons u krag, dan beleef ons u lewe. So dankie dat u hier is en dat u ons gaan aanraak en ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. As jy 'n Bybel het, ek gaan vandag 'n bietjie gesels uit Rigters 6 uit. Maar wat vir my belangrik is vandag, ek het gevra dat as hulle dit het, kan hulle dit opsit. Maar Rigters 6 is daar, ek weet nie wie die tema van vandag se diens gesien. Alweer. Die vandag se tema is alweer. En dis die woordjie waarby ek wil stil staan en ek gaan sommer so met die deur in die huis inval. In Rigters 6 staan daar: die Israeliete, ek gaan net vers 1 en 2 lees. Die Israeliete het weer begin doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het hulle 7 jaar lank aan die Midianiete onderwerp. Die Midianiete het die Israeliete so hard behandel dat hulle die berge ingevlug het. Daar het hulle vir hulle skuilplekke in grotte, ontoeganklike plekke gekry wat hulle teen die Midianiete beskerm het. Dis 'n baie negatiewe vers om mee te begin nie. Klink so verskriklik. Maar ek wil vandag oor daai woordjie, die Israeliete het weer. Dit beteken, het hierdie voorheen gebeur? Ja, dit het. En as jy gaan lees die hele geskiedenis van die Israeliete, dan begin daar. En die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En dan lees jy in Konings, en hierdie konings het afgedwaal, en hulle het weer ander gode aanbid, en ons is kort op daai plek van het weer. En die woordjie wat ek vir jou wil vra, alweer. Wat gebeur alweer op hierdie stadium in jou lewe? Ek wil 'n nuwe woord, kom gee ek hierdie sinnetjie vir jou. Wat is jou siklus van mislukking of seer kry op hierdie stadium? Want jy sit dalk hier en sê, ek het alweer die domste finansiële keuse gemaak. Ek het alweer teruggegaan na hom of haar toe. Ek het alweer by die kroeg gaan sit en kuier. Ek het alweer pornografie gekyk. Ek het alweer gevloek. Ek het alweer bang geword. Ek het alweer in vrees geleef. Ek het alweer begin glo dat dit wat die nuus sê groter as my God is. Hoe lyk jou alweer soos jy vanoggend hier sit? Dalk kan jy sit met net te dink, ek het alweer toegelaat dat my gedagtes negatief word. Ek het alweer toegelaat dat my gedagtes my wakker hou in die aand. Maar hoe lyk jou alweer soos jy hier sit, wat jy voel, maar hierdie ding herhaal hom oor en oor in jou lewe, want jou eggenoot sê dalk, jy gaan ons alweer, want hulle weet waar jy op pad is. My vrou baie keer, sy het opgehou, want ek preek oor alweer, so sy begin met my praat, sy sê nie weer nie, dan weet ek's by my alweer, en ek moet dit begin erken, ons man hou mos nie daarvan nie. Hoe sê 'n vrou vir jou, in 'n erediens, jy's by jou alweer as die dominee praat? Dan weet 'n man, as jy dit doen, onmiddellik raak jou ruggraat so styf, en jy raak doof. Jy weet, moet mekaar nie nou tik nie. Ek sien nou.
Ek sien nou hier is nou baie, moenie nou tik nie. En ons het baie keer die verskoning met ons alweer, met ons siklus van mislukking, wat ons baie keer sê. Hoor wat het ek geskryf? Dis maar wie ek is. Dis nie 'n verskoning nie. Dis 'n siklus van mislukking. Ek het geskryf, ek het alweer geval, ek het alweer kwaad geword, ek het weer bang geword. Ek het alweer teruggegaan. Ek het alweer dieselfde fout gemaak. En hoor die tragiese gedeelte, die Israeliete, toe hierdie gebeur, hulle vlug van die Midianiete, hulle kruip weg, hulle is in gate, hulle doen al hierdie goed, maar waar is hulle toe dit gebeur? In die beloofde land. Hulle is in God se belofte wat hy aan hulle beloof het, en hulle beleef terugslaa, hulle beleef vrees, en hulle kruip weg in die belofte wat God hulle gegee het. Kyk hoe kragtig is jou siklus van mislukking. Hy weerhou jou om die belofte te leef wat God vir jou gegee het. Ek wil hê hoor mooi wat ek sê. Jou siklus van mislukking sit jou in slawerny terwyl jy eintlik veronderstel is om God se belofte te beleef. En dis moeilik. Dis vir ons baie moeilik, want die plek van seën het hulle plek van slawerny geword. En ons is op hierdie stadium wat ons kan sê, maar ons is gered, maar tog voel ek gebind in my belofte. Ek is geseën, maar ek is bang. Ek het soveel vrede beskikbaar, maar ek is so gespanne. Ek het al die oorwinning, maar hoekom leef ek in 'n nederlaag? En ek wil jou daai oomblik gee vandag in hierdie erediens, om te sê, Here, ek het na U toe, ek moet na U toe kom. Want dit wat dalk 'n lewenstyl is 'n siklus wat ek moet aanspreek in my lewe. As ek baie keer gaan, en ek gee nie aandag aan my siklus van mislukking nie, dan word dit 'n patroon in my lewe. En die mense wat daai patroon gewoonlik raak sien, is die mense om jou. Jou vrou, jou kinders, die mense saam met wie jy werk, sien daai siklus al, want hulle weet waarvoor om reg te maak as jy daar kom. Ek wou vandag, maar oom Lourens wou nie saam speel nie. Ek wou hiervoor in Afrikaans, julle jong, die kinders noem dit iets anders. Ek dink hulle noem dit 'n seesaw, maar ek wou 'n wipplankie voor gesit het. Dan wou ek sou dan, ek ken nou nie daai kleintjie se naam nie, ek sou haar vorentoe genooi. Ek sê kom ons wipplank. Dan sou ek hier gesit en sê klim daai kant op. Weet julle, ek sou met haar gemors het. Kan julle onthou as kind, as jy gaan en daar sit 'n ligter een is jy gaan hard af, hulle skiet in die lug, jy mors met hulle. En dit is baie keer wat ons met ons pyn en met ons seer doen. Ek het beheer. En ek speel met daai pyn want ek het beheer. En dan kon ek later gegaan het, hier is nie 'n advertensie vir gewigsverlies goeders nie, maar ek kon iemand baie groot daar gesit het. En gesê kom, dan mors hulle met my. As ek en jy nie aandag aan ons pyn en ons seer gee nie, dan begin dit beheer oor ons lewens vat en ek voel totaal en al buite beheer. Ek het nooit aandag aan my pyn en die seer in my lewe gegee nie. En ek voel dit oorheers my lewe totaal en al. Wat doen jy met jou seer? Het jy aandag gegee? Het jy met die nodige mense gepraat voordat dit jou ore aansit? Voordat dit groter as jy word, want in die begin voel dit so maklik, ek skuif dit net een kant toe. Hoe sien ek dit? Skielik begin my verhoudings by die werk verander, vir julle klomp by die skool. My verhoudings begin verander, ek begin skielik in vrees leef, ek begin woede uitbarstings kry, ek raak kort van humeur, want my seer raak buite beheer. En is nodig dat ons kom sê, maar ek moet aandag gee, want hoe lyk hierdie seer waarvan ek praat? Hoe lyk ek hierdie, dit wat aan die ander kant van my wipplank sit? Dalk sit net 'n stuk bitterheid. Iemand het jou te nagekom. Maar jy agtergekom daai bitterheid, daai klein dingetjie groei in jou hart. En hy word al groter, dis net daai saadjie wat nodig was in bitterheid groei of vrees. Ek weet baie van ons. Ek sluit my in, ons is bang. Ons is bang, ek weet jy vandag, ek weet nie of my vrou so en so en so moet maak nie, want weet jy wat gaan daar buite aan? En my kind, het julle geweet hoe gaan dit in skole? My kind is nou, sy's nou graad 8 ook. Dan wonder ek baie keer, Here, hoe gaan dit in ons skole? En ons begin vrees, wat klein word later van tyd, versmoor jy jou kind oor dat jy met vrees sit. En jou kind kan nie leef nie,
as gevolg van jou vrees. Dan sê ons, dan daai geheime sondetjies, daai goed wat ons doen waarvan niemand weet nie, dit is niks groots nie. Jy weet jy, doen dit skelm, niemand weet nie, daai klein sonde, begin hou vaskry op jou. 'n Verslawing, teleurstelling, verhoudings waarin jy seer gekry het, en dalk die manier hoe jy die dood verwerk. Dalk het jy nie genoeg aandag gegee nie. Maar dit wat klein begin, groei in ons lewens. Die Midianiete, hoor wat het hulle gedoen? Toe die Israeliete so bang is, hulle geldmasjiene, hulle ekonomie was boerdery, het was beeste, skape, het was koring. Terwyl hulle in die grotte wegkruip, het die vyand gekom, die Midianiete, en hulle het alles, die Bybel sê, so springkane van die lande afgevreet. So selfs dit, daar waar ek is, as ek nie aan my emosies aandag gee, aan dit wat ek voel, my seer, my siklus van mislukking, dan gaan ek op die ou en sit en sê, maar Here, waar's die oorvloed wat ek veronderstel is om te beleef? Dan gaan die Here sê, jy kruip in die grotte weg met vrees, met onvergewingsgesindheid, jy kruip weg op hierdie stadium. En as ons wegkruip, dan verloor ons die oorvloed van die lewe. Iemand moet dalk hierdie hoor, want hoor hoe klink dit as jy in daai siklus begin verval. Jy werk verskriklik hard, maar dit voel daar's niks vrug op jou werk nie. Jy bou, maar dit voel hoe harder jy bou, hoor hierdie simpel ding. Jy bou so hard in jou verhoudings by die huis, maar alles val uit mekaar uit. Selfs by die werk, of by die skool. Jy werk ongelooflik hard en jy probeer so hard, maar jy kom net nie vooruit nie. Onthou, vandag kan jy sit en sê, ja, ek het 'n vol lewe al gehad. Solank soos jy asemhaal, het die Here 'n plan met elkeen van julle wat hier sit. Elkeen van ons wat hier sit, solank soos jy asemhaal, het die Here 'n plan vir jou vorentoe. C.S. Lewis het die volgende gesê, en dit is vir my so mooi. Hy sê, God fluister in ons plesier, praat in ons gewete, maar hy skree in ons pyn. Hoe lank ignoreer ons die geskree in ons ore van hierdie siklus waarna ek verval het, om te sê, maar ek is okay, ek is fine, ek's alright, ons sê al daai dinge, hoekom? Sodat almal net van ons nekke af moet klim. Maar die mense om jou sien, want ek het hierso geskryf, partykeer is die probleem nie effort nie. Ek sit genoeg effort in. Dalk is die groot probleem in jou lewe, jou siklus van mislukking. Wat is jou alweer, waarmee jy alweer stoei binne in jou kop? En dis baie maklik vir my om hier buite te staan, as die kinders met my kom praat, hallo oom, hierdie ding, dan sê ek vir hom, jy's alweer daar. Wat sê hulle eerste? Maar oom, hy's anders. Ek sê, ek weet hy is anders, want hy is nie daai ou nie, maar oom, hierdie keer gaan dit anders wees. Dan sit jy met mense in huweliksberading, dan praat jy oor die nuwe persoon in hulle lewe, ja, maar hy of sy is anders. En ek sê dit nou baie versigtig, ek sit met die oulikste meisiekind, sy was in my jeug, sy wil trou, 18 jaar oud, uit die skool uit, die ouetjie is bietjie ouer, hy is daarom, ek dink 223, in my huweliksregister, het nie een huwelik, wat ek gedoen het met iemand onder 21 gehou nie. My woord daarna is, as jy regtig so lief is vir hom, wag tot jy 21 is en trou ek jou met liefde. Hulle is so kwaad vir my, hulle dat iemand anders hulle trou, maar ek gaan nie iemand trou, en ek weet, waar hy in hierdie op pad is nie. Waar gaan julle bly as julle getroud is, my kind? Nee, my ma het 'n klein kamertjie agter in die erf. Wat se werk doen jy? Oom, ek het nog nie werk nie, maar hy doen daarom hierdie. Ek ken die siklus van mislukking van jong mense wat oorkant my gesit het. En mense luister nie baie keer nie, want wat doen ons pyn? Ek wil jy luister mooi, wat doen jou pyn met jou? Pyn is baie keer 'n goeie ding. As jy met daai siklus van mislukking lê, met jou pyn, met jou seer, dan begin die pyn die volgende vraag binne jou vra. Waarheen is jy op hierdie stadium met jou lewe op pad?
ongeag hoe oud jy is, maar waarheen is ek nou op pad? Hoekom leef ek soos ek leef? Wat is daar wat ek moet verander? Is baie van julle wat hier sit, wat weet, is iets wat moet verander. Of Here, hoe lank nog? Maar God gebruik ons pyn en hy praat met ons deur pyn. Hierso in Rigter 6. Ek wil weer 'n voorbeeld gebruik en ek gaan dit terugvat na jou lewe en na jou werkplek toe. Maar Rigter 6 vers 11 sê die volgende. Die engel van die Here het, ek gaan sommer daar in die middel begin. Dit het aan Joas, sy seun Gideon was besig om onder op die vloer van 'n parskyp koring uit te slaan. Hy het daar vir die Midianiete weggekruip. As julle nou weet wat 'n parskyp is, dis 'n plek wat hulle gebruik het, gooi druiwe daarin, jy pars die druiwe en dan jy natuurlik lekker vrugtesap gemaak of wyn. En hulle dit daar parskyp, wat is Gideon besig om te doen? In 'n parskyp, in 'n gat, is hy besig om koring uit te trap. En as jy weet 'n parskyp, as jy gaan waar jy eintlik koring uitslaan is op 'n bult, jy trap dit uit, jy gooi die koring in die lug, die kaf waai weg en die koring val daar, so jy het skoon koring dan. Waar Gideon is dan die wind nie, dis in 'n gat, so hy werk verskriklik hard met 'n minimum uitkomste. As ek in my siklus van mislukking byvoorbeeld vrees op hierdie stadium sit ek al die Engelse gebruik die woord effort, sit ek al hierdie effort in, maar my uitkomste is so. So ek werk hard, maar Here, daar's geen vrug op my werk nie. Is daar vrug op jou werk? Of voel dit vir jou, jy werk vandag so verskriklik hard en dit kom tot niks nie, want hy's bang en hy probeer net om te oorleef en tog kom God en hy kies hom. En ek wil hê in jou leefwêreld waar jy is, God kies nie net mense wat presteer nie. God kies juis die stikkende mense vir sy werk. Hy kies die wat bang voel en hy kies mense wat twyfel. Die Here wil jou vandag groet op 'n nuwe manier. Op 'n splinter nuwe manier. Rigter 6 vers 12 sê die volgende. Die engel van die Here het toe aan hom verskyn, hy het vir hom gesê, die Here is by jou dapper man. Ek dink dit kan 'n goeie fliek maak. Kan julle dink, hierdie ou staan hier so in 'n parskyp, hy's besig, hy kruip weg, hy's bang. Skielik is daar 'n engel, hy skrik homself simpel want hy's bang, hy leef in vrees en hy spring daarop en die engel sê, wees gegroet dapper man. Nee, ek's bang. Ek is bang, ek kruip weg en jy sê dit vir my. Die Here kom groet jou vandag op die naam wat hy jou geroep het, nie wie jy nou is nie. Die Here, as hy met jou praat, roep hy jou en roep hy jou aan op die naam van jou lewensdoel. Met ander woorde, wat sien hy as hy vandag by hierdie bang of stikkende man of vrou staan? Wees gegroet dapper, jong man of vrou. Weet jy al hoe God jou roep? Weet jy al wie jy is? Weet jy al wat die plan vir jou lewe vorentoe is? Want jy twyfel, jy is hartseer, maar hoor mooi, mense sê jy's 'n mislukking, swak, bang, gebreek, jy's oud, jy's altyd laat, jy's nie goed genoeg nie, maar hy sê, jy's 'n dapper jong man of vrou wat ek geroep het, wat ek uitgekies het, wat geliefd is, wat geroep is, wat gesalf is, wat bruikbaar is, wat meer as oorwinnaar is. Ek wil vir julle, dit mag dalk mal klink as jy by die huis kom, regtig? As jou man of vrou of jou kind of iemand dit by die huis doen, hulle is normaal. Maar hoor wat het ek gedoen met my klomp tieners? Ek staan daar voor hulle, nou is daar baie van hulle. Maar dink nou maar ek het dit hier gedoen, hoe sou dit voel? Dan sê ek, weet julle, hier's een persoon, en ek sê dit vir die tieners, wat vandag hier sit, en julle almal weet ek hou nie van hom of haar nie. Ek weet dit, en dood toevallig is daai persoon hier vandag, en ek gaan na niemand kyk nie, want ek is bang, jy voel op die spot. Ek sê, maar daai persoon is hier vandag, en ek weet jy hou nie van hom nie, of haar nie. Ek sê, dis tyd,
As jy gaan kyk na die verhaal van Biliam, elke keer as Biliam 'n vloek moes uitspreek, het God dit in 'n seën verander. Ek sê ons gaan daai persoon sonder, en ek wil hê jy gaan nie na die persoon kyk nie, jy gaan 'n seën oor daai persoon uitspreek. En ek sê ek gaan van julle vorentoe roep, maar jy mag nie vir hulle sê, jy mag nie na die persoon kyk nie. Ek het 'n foto staat hier en jy gaan kyk en jy gaan hom in die oë kyk en jy gaan 'n seën uitspreek oor daai persoon. Ek roep die eerste kind vorentoe en toe ek die papier afhaal, toe's daar 'n spieël. Dat my kinders wat weet hoe om te bid, nie weet hoe om hierdie persoon te seën wat hulle nou in die spieël sien nie. Want ek roep een seun vorentoe en ek sê jy is die skuldigste, jy was baie lelik met hierdie persoon en jy het nie skaamte gemaak dat jy nie van hom hou nie. Toe daai seun by daai spieël staan, toe kon hy nie 'n woord uitkry nie, so hy ly. En dalk is dit tyd dat jy spieël toe gaan. In die oggend as jy opstaan, wees gegroet dapper jong man. Jy's God se geseënde, jy's sy gesalfde, jy is sy geliefde. Jy is goed genoeg. Het jy geweet dat die Here 'n plan met jou het? Ja, ek is trots op jou. Jy sien wat jy vandag gedoen het by die werkplek. Jy het opgestaan vir wat reg is. Gaan groet jouself soos God jou sou groet en skiet jy skielik as jy die persoon in die spieël begin seën, gaan jou dag anders lyk. Dan gaan jy weet want jy begin vra maar Here, hoekom is ek nog altyd soos ek is? Hoekom, soos die kinders sê, hoekom veilig? Hoekom maak ek 'n mislukking van alles? Hoekom is almal anders beter as ek? Begin nuwe vrae vir jou in die oggend in die spieël vra. Wat sê God oor my? Wat is die waarheid oor my? Wat is vir hom moontlik in my lewe? Here, wie kan ek vandag genees? Hoe genees ons? 'n Simpel ding. Daar by die skool. Ek gaan een pouse, ek stap daar en 'n kind staan net daar en ek stap na haar toe en ek sê ek moet vir jou bid. Onmiddellik is sy so styf en dan hulle het mos daai dooie snoekoogies wat hulle kry. Net so, dan is daar geen lewe nie. En ek wil haar nou vat en sy trek terug. Ek sê nee, staan gou stil. En ek bid vir haar. Sy draai hom en sy loop. Volgende dag kom my kind na my toe en sy huil. Sy sê oom, ons moet weer bid. Toe oom gister vir my bid het iets gebreek, want oom het iets oor my lewe gespreek wat ek nog nooit geglo het en uit iemand se mond uit gehoor het nie. En ek sê vir haar, want hoor hierdie simpel boodskap wat ek vir kinders gee. 'n Simpel boodskap, want hulle hoor dit wat ek nou sê, hoor baie kinders nie. Seuns en meisies, julle sien hoe lyk my selfoon met hierdie boodskappe. Maar roep ek, kom ons vat nou 'n seun. Hy roep ek hom hiernatoe en sê, kom staan hier. En ek sê, ek bedoel wat ek nou vir jou sê. Want jy het nodig om dit te hoor. Maar dis 'n rugby seun. Hulle is mos grof, weet jy goed. Hulle spuit mos deesdae. Borshare kan hulle braairooster skoonmaak. So hard. So dan staan daai seun naby my en sê, wat sit oom? Ek sê, jy moet weet, want jy hoor dit nie. Ek is lief vir jou. En hulle huil. Want niemand sê vandag meer, ek is lief vir jou nie. Ja, maar alles veronderstel om te weet, ons man sê ons altyd, jy het nog steeds die ring aan jou vinger. Maar ja, jy het hom aan jou vinger, ek weet, maar 'n vrou wil 3 keer 'n dag hoor, minimum, ek is lief vir jou. En weet jy met die kinders, ons het nou ding met die seuns, want kyk net, ek is lief vir jou, klink weird, dan kom die seuns, oom, love you long time. So dit is, en dis nodig dat hulle dit sê, en die heeltyd, en hoor hoe klink dit by 'n skool, as daai kinders verby my stap, en op die stoep aan weer galm, so oom, love you long time. En weet jy, mense het nodig, om liefde oor mekaar te spreek. Verandering in jou lewe begin, wat 'n besluit gaan jy vandag in die kerk maak? Terwyl jy sit, weet jy wat jou siklus van mislukking is? Wat is jou besluit met daai siklus? Gaan ek dit toelaat? Want Psalm 23
ek dink is vers 5 sê, die Here het vir my 'n feesmaal voorgesit, wat ek voor my teestanders gaan geniet. Maar nou wil ek by jou hoor, God het vir oggend, toe jy opstaan, vir jou 'n tafel met die beste van die lewe voorgesit. Wie sit saam met jou by jou tafel? Het jy vir vrees 'n sitplek gegee? Het jy vir angs? Het jy vir bitterheid? Het jy vir jou verslawing? Wie sit by jou tafel? Want hulle steel jou oorvloed by jou. Want jy is so besig met jou gaste om die tafel, dat jy die goeie wat God vandag vir jou voorgesit het, nie eers kan geniet nie. God is oral. Hy's by jou tafel, maar ek wil jou vra, het hy 'n sitplek by jou tafel? Want as my koning sy mond oopmaak aan jou tafel, gaan vrees loop. Gaan angs loop, gaan daai bitterheid van jou loop, gaan daar genesing in jou verhoudings kom. Hier's te veel van julle wat sukkel met basiese verhoudings, want jy's bitter en jy's hard en jy wil nie hoor wat op hierdie stadium vir jou gesê word nie. Vandag gaan anders wees in jou lewe. Die Heilige Gees wil dinge verander. En terwyl dit is sommer op my hart nou gedruk, kom ons maak dit vir 'n oomblik gou toe ons oë. Heilige Gees, ek wil U innooi in hierdie oomblik in. Wat Here, hier's 'n paar van ons wat hierdie seer en bitterheid so diep weggesteek het. En Here, ons is in hierdie selfde siklus alweer en alweer en alweer. En Here, dis onmoontlik om daar uit te klim. Maar Lukas 1:37 sê, niks is vir U onmoontlik nie. En Here, ek wil dit oor elkeen uitroep, oor hulle lewe wat voor my sit. Niks is vir U onmoontlik nie. Here, my kind wat verkeerde besluite neem, wat verkeerde paaie loop, niks is vir U onmoontlik nie. My man of vrou, Here, met hierdie issues, niks is vir U onmoontlik nie. Here, my siekte toestand, my depressie, Here, niks is vir U onmoontlik nie. So Heilige Gees, kom doen U die werk, want wat vir ons onmoontlik is vir U moontlik. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Begin positief word, dis al wat ek jou vra. Begin bietjie positief word. Ek en my vrou, met ons alweer, ons het gesê, jy het alweer geval, ons het altyd daai negatiewe goed, ja, jy het alweer gaan drink. Jy het alweer met ons kinders praat, alweer met hom of haar gesels. Ek en my vrou het nou hierdie sê goed in ons huis. Hoe klink ons alweer? Elke aand op. Dan sê ek vir haar, kom ons gaan bid. Dan sê sy, alweer. Kom op my kind en sê sy, papa, want sy gaan hierdie woord alweer, papa, gaan ons alweer bid. Dan sê ek, ja my kind, ons bid alweer. En jy kan gaan en sê, ek het geval, maar ek staan alweer op. Ek staan alweer op. Ek kom uit hierdie seer verhouding uit, maar ek gaan alweer kies om myself oop te stel vir seer kry. Ek het dom besluite geneem, maar Here, alweer gaan ek toelaat dat U vir my wysheid en kennis gee. Ek gaan alweer toelaat dat U mense met kundigheid oor my pad stuur. Want God se genade is alweer by jou. Jy begin alweer. As jy, onthou, mans, vrouens is ongelooflik slim. Maar baie. As jy by die kerk uitstap en jy wonder wat jou alweer is, het sy reeds 'n lys. So ek wil hê jy moet weet, jy het 'n lys as jy by die huis kom, as jy ooit gewonder het wat jou alweer is. Ons mans moet baie keer gaan dink aan ons vrouens se alweer, want alweer wat jy het, sy het my alweer reg gehelp, sy was alweer reg gewees, ek het alweer nie nageluister nie, maar praat met mekaar en sê, wat is my siklus van mislukking? Die eerste reaksie, as iemand dit vir jou sê, jy's kwaad, want dit is nie so nie. Ek ook, ek sit nou die dag by my vrou, ek het 'n groot besluit wat in my lewe nou kom, wat my lewe radikaal gaan verander, en sy sê vir my, hierdie siklus van my, toe ek eers kwaad vir haar, na 'n rukkie gaan ek terug, toe sê ek, maar jy's reg, toe sê sy weet, sy ken my, en sy sê, voor jy die besluit neem, gaan jy die siklus moet raak sien, anders gaan ek en jy, oor 5 jaar, alweer deur hierdie ding moet gaan. Toe sê ek vir haar, dit is reg, en ons bid oor die alweer, noem dit eerlik,
Moenie verskoning soek daarvoor nie. Sê dis my alweer. En wat sê ek basies vir my vrou? Help my met my alweer. En ek en my vrou is op so 'n plek, ons sit elke dag, het ek en sy 'n uur koffie afspraak, wat ons net gesels oor lewe. En dan sê ek vir haar 'n ding, toe sê sy, ek's nog besig, toe sê jy, jy's reg, ek's alweer besig hiermee. Toe sê ek vir haar, maar hoe gaan jy dit stop? Toe sê sy, Jaco, ek het jou nodig met hierdie alweer, want ek weet nie hoe nie. So praat met mekaar en vervang bietjie die leuen, sit God se waarheid in. Vra, wat is die waarheid oor my alweer? En gaan kry woord daarvoor. Ek is mal daaroor met die kinders, om die volgende te doen. Ons sit met 'n juffrou by die skool, sy huil, sy staan op in die personeelkamer, en sy sê, ek is swanger, maar hulle het gesê, daar is fout, die babietjie het ophou groei, en die verhemelte is oop, dan word die haarslippie en die verhemelte, alles is oop, en sy huil, sy sê, daar's niks wat hulle kan doen nie. Ek gaan na my kinders toe, en ek sê vir hulle, Matteus 18 sê wat? Hulle sê, oom, wat 2 of meer saam bid, daar is Jesus self. Ek sê, glo julle dit? Hulle sê, ja, oom. Ek sê, wat sê Matteus 18 nog? Want ek leer hulle hierdie goed. Hulle sê, oom, dat daar so staan, wat 2 of meer is, en ons vra goed. In God, in Jesus se naam, en ons stem, hoor mooi, ons stem saam, dan doen God wat ons vra. As dit sy koninkryk verheerlik. Nou nie vir karre en bakkies bid en daai goed nie, maar daai goed, dan doen die Here dit. Ek sê, glo julle dit? Ja, oom, en ek sê, glo julle wat Lukas 1:37 sê, dat niks vir God onmoontlik is nie? Hulle sê ja. Ek sê, gaan roep daai juffrou. So hy kom sit daar, en dis altyd mooi, julle, oom Jaco het so mooi gebid en alles. Daar doen ek nie die bidwerk nie. Ek sê, jy en jy bid. Want ek sê, in Jakobus staan, as ons mekaar hande oplê en mekaar salf. Die kinders het hande opgelê, hulle het gesalf en hulle het vir die juffrou gebid. Toe sê sy vir die kinders, sy gaan weer vir toetse gaan, want hulle moet kyk, hoe groot is die skade nou. Sy sê, maar die bloedtoetse wat hulle was, dit gaan 3 weke vat. En die kinders bid, en elke keer as ek by die kinders loop, sê hulle, ons hoef nie te worry nie, God het ons gesê, alles is alright, niks is vir hom onmoontlik nie. 3 weke later staan haar juffrou op en sê, daar's niks fout met haar kind nie, die dokters weet nie wat daar gebeur het nie. So groot is ons God, want ons bid, en ons stem saam, maar ons gaan nie die siklus van mislukking toelaat nie. Wat is jou eerste stap in jou siklus van mislukking? Dalk moet jy vandag daai oproep gaan maak. Dis dalk tyd om te bel en te sê, ek is jammer, ek gaan my sondes bely, ek weet nie of julle, ek sit met my klomp kinders, ek sê, vandag gaan ek niks doen, voor ons die volgende doen, nie, maak toe jou oë. Ek sê, ek gaan 5 minute gee. Sê die een, oom is baie, ek sê, nee, luister mooi, 5 minute, oë toe, ek gaan musiek speel, bely jou sonde. Nou, dan kyk hulle jou mos met daai uitdrukking in Genesis, dis woes en leeg, en dan kyk hulle jou so, en sê ek, Here, ek's jammer, dat ek hardkoppig is. Ek byvoorbeeld bely baie keer oor, ek wil beheer hê, as ek nie beheer het nie, dan voel ek uit plek uit. En ek sê, kom ons bely hierdie goed, en die kinders begin bid. Later van tyd, sal kinders op hulle knieë, maar jy hoor hoe hulle huil. Die Heilige Gees het hulle kom aanraak, en nadat ons gegaan het, en ons het belydenis gedoen, toe breek die Here daai diens wat ons daai oggend doen vir hulle oop, want God is lewend en kragtig, as ons met sy woord na hom toe kom, hoor wat sê hy oor sy woord, ek sal nie een van my woorde leeg na my toe laat terugkeer nie, ek is die waarmaker van my woord, en hy sê ek is wakker oor my woord. As jy vandag vir iemand iets bid God se woord oor hulle. As jy nie woorde vir gebed het nie, bid woord, maar breek weg van jou ou lewe af. Begin meer bid, vergewe. Nou, as ons nou, ek is nou klaar. Hoe sê die, mens moes, ten slotte. Ek moes nou eers aan iets moois dink, maar ten slotte klink baie goed vir 'n einde. As jy voel na die tyd, ek wil nie jy moet hier uitstap, en jy voel ons moet God se woord vinnig oor jou bid nie. Ek's mal oor God se woord. Ek's mal wat hy daaroor sê oor jou lewe.
Want hoor wat sê Jesaja 43. Dat ek eers moet, ek gaan anders begin. Ek sê vir die meisies, as 'n ou na jou toe kom en hy sê vir jou sal ek die hoogste berg klim, die diepste see swem en kaalvoet deur die vuur loop. Ek sê, wat sê jy vir so 'n ou? Nee. Nou wil jy weet hoekom nee oom? Sê die man gaan nooit by die huis wees, hy gaan of op die berg in die see of in die vuur wees, maar nooit by jou nie. Jesaja 43 sê die Here, gaan lees bietjie. Vir jou sal ek nie die hoogste berg klim nie. Vir jou sal ek nie die diepste see swem nie. En vir jou sal ek nie kaalvoet deur die vuur loop nie. Maar Jesaja 43 sê, as jy op die berg is ek by jou. As jy in die vuur is ek by jou en hy sal jou nie skroei of brand nie. En as jy in die rivier is of in die see is, sal hy jou nie wegspoel nie, want ek is by jou. Want ek het jou hoog geag en ek is lief vir jou. Jy is vir my kosbaar. Weet wie jy is as jy na God toe gaan en bid vanuit daai identiteit. Want hoor jou groot taak as jy by die huis kom. En 'n meisie het dit vir my gesê, dis nie my woorde nie, dit was vir my so mooi. Na daai spieelpreek, kom staan sy by my. Die trane loop so. Sy sê, oom, ek is bang. Ek sê, vir hoekom? Sy sê, want daai meisie in die spieël wag vir my as ek by die huis kom. En dis net ek wat kan regmaak wat fout is tussen ons twee. Sy wil hê ek moet haar vergewe. En weet oom, hoe moeilik is dit? Sy wil hoor dat ek vir haar moet sê hoe mooi sy is. Sy wil hê ek moet vrede maak met haar. Ek's bang. En ek wil vir jou sê, die persoon in die spieël wag vir jou by die huis. Dat jy hom of haar moet gaan seën. En gesê, hierdie siklus, gaan ek en jy saam aanspreek. Jy hoef nie bang te wees nie. Weet jy wie God is? Jy gaan weer opstaan, want jy's nou op jou knieë. Gaan praat met die persoon by die huis in die spieël. Hy of sy wag vir jou om reg te maak. Jy's lank genoeg kwaad gewees. Jy het lank genoeg nie daai persoon in die oë kon kyk nie. Kom maar bid ek vir ons. Here, dankie dat in hierdie dag dat U die God is wat by magte is om 'n vloek soos alweer te kan breek. U het alle mag in hemel en op aarde om dit vir my en vir elkeen van ons te doen. Want Here, ons hart is so vasgevang in die alweer dat ons dit 'n identiteit begin maak het. Hierdie pyn en seer en verlies en mislukking het identiteit begin word. En Here, as ek die woord lees, is daar nêrens in my Bybel 'n plek wat staan dat dit my identiteit is nie. U het my meer as oorwinnaar gemaak. U het my goed genoeg gemaak. Psalm 8 sê, U het 'n kroon van aansien en eer op my kop gesit. Here, ek is koninklikheid. Ek is die koning se kind. So Here, help ons om in ons nuwe identiteit te leef en ons alweer na U toe te bring en te bely, want Here, net U het die mag om hierdie siklus in ons lewens te breek. Here, ek spreek lewe uit oor elkeen van ons. Ek wil bid dat U ons sal, Here, weer 'n keer net sal kom vul met die Gees. Dat ons onder 'n salwing sal leef, dat mense U heerlikheid binne in ons sal sien. Ek bid dit in die kragtige naam van ons Jesus Christus. Amen.